Die boodskap, Eksodus hoofstuk 28. Klere vir die werkers by die tent. Roep jou broer Aaron en sy 4 seuns Nadab, Abihu, Eleazar en Itamar. Laat hulle na jou toe kom. Sê vir hulle dit is hulle taak om in die tent te werk. Hulle is die Here se priesters. Laat maak vir Aaron waardige en mooi klere wat hom van die ander kan onderskei. Jy moet mense gebruik aan wie ek uitsonderlike talente gegee het om die klere vir Aaron en sy seuns te maak. Die klere wat hulle vir Aaron maak, moet bestaan uit 'n sak wat oor sy bors hang, 'n stuk materiaal wat oor sy skouers kom, 'n mantel wat agter oor sy skouers afhang, 'n hemp, 'n hoed vir sy kop en 'n gordel om sy heupe te sit. Dit is spesiale klere wat Aaron en sy seuns moet dra wanneer hulle in die tent kom werk. Die mense wat die klere maak, moet geweefde linne gebruik. Hulle moet gouddraad en blou, pers en bloedrooi wol daarin inborduur. Die deel wat oor die skouers kom, moet van geweefde linne gemaak word. Daar moet op 'n kunstige manier met gouddraad en blou, pers en bloedrooi wol daarop geborduur word. Dit moet 2 bande hê wat oor die skouers kom. Die gordel waarmee dit op die heupe vasgemaak word, moet op dieselfde manier gemaak word met geborduurde gouddraad en blou en pers en bloedrooi wol. Vat dan 2 onyxstene en grafeer die name van die 12 seuns van Jakob in die volgorde waarin hulle gebore is daarop. Daar moet 6 name op die een steen kom en die res op die ander steen. Soos 'n grafeerkunstenaar 'n seelring grafeer, moet jy die name op die 2 stene laat grafeer. Die 2 stene moet dan in goud gemonteer word. Werk die 2 stene vas op die 2 skouerbande van die stuk wat oor die skouers kom. Dit verteenwoordig die Israeliete. Wanneer Aaron met hulle name op sy skouers voor die Here kom, sal God aan al die Israeliete dink. Die monterings waarin die stene vasgesit word, moet van goud gemaak word. Daar moet ook 2 kettingkies van suiwer goud wees wat in mekaar gevleg is. Jy moet hulle aan die 2 monterings vassit. Die sak wat voor die bors hang. Die sak wat voor sy bors hang moet ook 'n kunswerk wees. Dit moet net soos die deel wat oor die skouers kom van geweefde linne wees. Dit moet geborduur word met gouddraad en blou en pers en bloedrooi wol. Dit moet gebruik word wanneer hy moet sê wat die Here oor iets besluit het. Die materiaal moet dubbel gevou word om 'n sak te vorm. Dit is vierkantig, 25 cm lank en breed. Jy moet hierop 12 verskillende soorte halfedelstene vassit. Rangskik hulle in 4 rye van 3 elk. In die eerste ry kom karneliol, topas en smarag. In die tweede ry turkoois, safier en jaspis. In die derde hasent, agaat en ametis. En in die 4de ry krisoliet, onyx en opaal. Dit word vasgesit in 'n montering wat van goud gemaak is. Op elkeen van die 12 stene moet die naam van een van die 12 families gegrafeer wees, soos op 'n seelring. Maak vir die sak goue kettingkies wat soos 'n tou gevleg is. Maak ook 2 goue ringe. Sit die ringe vas aan die 2 boonste hoeke van die sak. Haak die kettingkies daardeur en werk die punte daaraan aan die 2 monterings vas wat op die bande van die ander stuk is wat oor die skouers kom. Maak nog 2 ander goue ringe en werk hulle aan die onderste 2 hoeke van die sak vas, aan die binnekant waar dit op die deel rus wat oor die skouers kom. Maak nog 2 goue ringe en werk hulle laag af vas aan die bande van die deel wat oor die skouers kom, wat met die gordel om die heupe vasgetrek word. Die onderste 2 ringe van die sak word dan met 'n blou toutjie vasgesit aan die ringe van die deel wat oor die skouers kom. Dit sal keer dat die afsak tot onder die gordel. So sal Aaron altyd die name van die families van Israel wat die sak voor op sy bors vasgesit is, aan sy lyf dra wanneer hy in die tent ingaan om hulle name voor die Here te bring. Jy moet die Urim en Thummim waarmee God se besluit bepaal word in die sak sit wat hy oor sy bors dra. Aaron moet dit altyd aan hê wanneer hy voor die Here kom. So dra Aaron God se besluite altyd aan sy lyf. Die deel wat bo oorkom. Daar moet ook 'n deel gemaak word wat nie moue het nie. Dit kom bo die deel wat oor die skouers gehang word. Dit word van blou materiaal gemaak. Dit moet 'n gat in die middel hê waar die kop gesteek kan word.
Hierdie opening moet omgeboor en versterk wees sodat dit nie kan skeur nie. Al om die soem van hierdie deel moet jy om die beurt blou pers en bloedrooi tosseltjies vaswerk, afgewissel met goue klokkies wat reg rondom die hele kledingstuk gaan. Aaron moet dit aan hê wanneer hy sy werk in die tent kom doen. Wanneer hy in die tent ingaan na die Here toe en wanneer hy weer daar uitkom, sal die klokkies lui. Hy sal dan niks kan oorkom nie. Maak 'n blom van suiwer goud, grafeer daarop vir die Here alleen. Bind die goue blom met 'n blou toutjie aan die voorkant van sy hoed vas. Aaron moet dit altyd op sy voorkop dra, sodat die Israeliete in die Here se goeie boekies kan bly. Dit is 'n teken op Aaron se voorkop dat hy verantwoordelik sal gehou word as Israel verkeerd doen en nie aan die Here getrou is nie. Jy moet die hemp vir Aaron van fyn linne maak. Die hoed op sy kop moet ook daarvan gemaak word. Die gordel wat hy om sy heupe vassit moet met borduurwerk versier wees. Aaron se seuns. Jy moet ook vir Aaron se seuns klere laat maak vir hulle werk by die tent. Maak vir hulle gordels en hoede wat hulle van ander mense kan onderskei. Laat Aaron jou broer en sy seuns wat saam met hom is hierdie klere aantrek. Gooi olie uit op hulle koppe en stel hulle aan as die mense wat vir my by die tent werk. Stel hulle aan my voor en bevestig hulle in hulle amptswerk as my priesters. Maak ook vir hulle broeke om onder hulle klere te dra, sodat hulle van hulle bobene af tot by hulle heupe toe is. Aaron en sy seuns moet dit aan hê wanneer hulle na die tent toe kom of na die altaar gaan om daar te werk. As hulle dit nie aan het wanneer hulle daar werk nie, begaan hulle 'n oortreding waarvoor hulle met die dood gestraf kan word. Dit moet altyd die reël vir Aaron en sy nageslag wees wanneer hulle vir my werk.